Hallo julle, ons is weer die Revolusie podcast. Ons is vandag hier so om weer 'n bietjie 'n paar relevante goed met julle te deel. En ons hoop julle bly ingeskakel want vandag gesels ons bietjie oor Kerk, is dit 'n vloekwoord? is dit 'n vloekwoord? Moet jy nog kerk toe gaan as jy 'n gelowige is of nie? Stay tuned. Asseblief gaan subscribe, like, druk op die bel dat jy notifications kry en kom ons hoor wat sê die manne. Alright julle, baie welkom. Soos julle gehoor het, vandag praat ons 'n bietjie oor kerk. En in baie kringe waar ons beweeg, hoor ons dit het eintlik maar 'n vloekwoord geword. Ek wil nie meer kerk toe gaan nie. Hoekom gaan ons nog kerk toe? Ek kan mosaïek op die TV kyk. Ja, lekker mosaïek op die kyknet. Ja, op die kyknet. So ek lê in my gemaklike bed of wat ook al en ek kerk so. En ek het gedink miskien sal dit cool wees as ons dit na julle toe gooi om te hoor wat dink julle is die redes daarvoor? Hoekom dink julle is dit 'n vloekwoord? Wat het daartoe gelei? Ja, dis vir my altyd interessant om te sien dat ons die Christelike geloof is een van die enigste gelowe in die wêreld waar ons eintlik ons eie tradisies uithaal. Soos ons bash heeltyd hoekom ons self gedoen en jy voel skaam oor dat jy nou in 'n gemeenskap of in 'n chat kom of by 'n braai of waar ook al is van ja, jy's 'n kerkganger en jy gaan nou gereeld kerk en dan raak jy al skaam daaroor want almal is soos ja, okay, maar dis oudtyds of wie doen dit nog of wat ook al. En 'n ander ding wat gebeur wat in ons konteks ook baie belangrik is hier waar ons bly in Pretoria is dat miskien is dit by jou ook so waar ook al jy vanaf kyk dat die Sondag raak 'n aktiwiteitsdag. Met ander woorde, my naweek is net Saterdag en Sondag of baie mense werk Saterdag ook, so dit net Sondag af. So my gemak of my dam toe gaan of my aktiwiteite wat ek het of gaan fietsry of mountain biking wat ons nou so ontplof het in die wêreld. Dit is belangriker as om kerk toe te gaan want mense sê en dis waar die wortel van die redenasie eintlik vandaan kom is ek moet net glo. So ek hoef net te glo en my saak met die Here moet net reg wees. En jy kan nie sê ek moet kerk toe gaan nie want dit gaan nie oor kerk toe gaan nie, dit gaan oor ek moet glo. My persoonlike verhouding. Dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met die Here. En as my persoonlike verhouding met die Here reg is, wie is jy nou vir my te sê dat ek moet kerk toe gaan of dat kerk toe gaan of mense sê kerk toe gaan bring jy nie nader aan die Here nie. As jy 'n bom wil loslaat in jeugbediening, dan drop jy nou net daai vraagie. As ek sê ek's 'n Christen, moet ek nog kerk toe gaan? Ja. Dit lok die ek wil amper sê van die slegste narcissisme binne ons jy weet kerklike konteks uit. Onder jong kids, jy Wat weet. beteken narcissisme? Narcissisme bedoel nie jy dink nie heeltyd aan jouself. Nou. So, in elk geval, die probleem daarmee is die Christen geloof in die eerste plek. En ons kan almal hiermee unanimously saamstem. Die Christen geloof is die een geloof in die wêreld waar die uitkomste nie noodwendig op jou gerig is nie. Die Dis geloof die enigste een. Ja, dis die enigste. Boeddhisme gaan dit alles oor, jy weet, ek moet tot selfbeseffing kom om, jy weet, 'n beter wat ook al te wees en Hindoeïsme as ek al hierdie gode die 3 miljoen gode, jy weet, verheerlik en goed navolg en 'n goeie mens is, kom ek terug as 'n arend en as ek aangejaag het, is ek 'n kokkerot. Jy weet of Ek kon nou baie voorbeelde gebruik. Ja, maar daar is spesifiek prys die Here. Ja, die prys die Here. Ek moet myself dalk keer. Maar dit is die punt en ek bedoel Islam, moslems, wat as ek nou iets tot jy weet ongelooflike daad gedoen het vir die geloof en vir die opstand van die geloof, dan kry 72 virgins in die hemel. Ja, dis net as jy sterf vir jou geloof. Ja, as jy nou jy weet sterf vir jou geloof. Ek dink die punt is dat En die Christelike in die geloof Christelike is nie. geloof is dat dit gaan nie oor jou nie. Ja, dit gaan oor En dit gaan oor jou verhouding, met die Here. So dit gaan juist daaroor dat die voertuig of ek kan sê die vehikel wat die Here gebruik. Die plan wat hy nog altyd vir die aarde gehad het is dat mense in verhouding met mekaar moet leef en dat hulle mekaar daardeur moet versterk en moet opbou en ons weet almal van ons gaan op tye deur taaf tye in die lewe. Dit gaan kom as jy dit nog nie ervaar het nie, wat ek seker is jy het al. As jy nog nie het nie, dan gaan dit kom en die Here het geweet dit is so. En daarom het hy gesê dat ons binne verhouding en binne geloofsgemeenskappe, met ander woorde binne community of believers moet ons funksioneer. En dis hoekom hy nog altyd wou gehad het dat ons binne 'n kerk of aan 'n kerk moet behoort waar jy kan gaan gee
van jouself en na mense toe uitreik en vir mense omgee en vir mense lief wees en mense se laste gaan ligter maak soos wat hulle ook dan vir jou gaan doen. Ja. En dit is die plan wat die Here het daarmee en baie keer dan kan mense nie cope met hoe dit in die lewe gaan nie. En dan raak goed vir dit te veel, veral jong mense. Verstaan, ons weet hoe baie jong mense ly aan depressie. Miskien is jy op daai plek waar jy voel ek kan nie cope met die druk wat in my lewe aan die gang is nie. Maar ek is ook nêrens op 'n plek ingeskakel waar mense daai vir my kan minder maak nie. Ja. Of waar hulle my kan help daarmee. En ek dink 'n ander ding, net om hierdie gesprek bietjie ook te lei in 'n bepaalde rigting is om te sê bied die kerk eintlik vir mense nog iets anders. Of is ons eintlik maar so verwêreld dat ek gaan woon eintlik maar 'n motiverings chat sessie by, ek word geïnspireer, kry my kos vir die week en dan gaan ek. Of dink julle ons bied nog vir mense iets unieks? Ons bied vir hulle belewenis in 'n ontmoeting met die lewende God. Of verstaan is daar 'n verskil om na erediens te gaan en om te gaan luister na een of ander motiverende spreker? Wel, ek wil vir jou sê dat die kerke is verseker skuldig daaraan. Dat ons nie genoeg fokus daarop om mense te mobilise, om hulle te mobilise om iets te gaan doen in die wêreld wat 'n verskil maak en om daai verskil te gaan leef nie. En die ander ding is ook dat die verbruikerswese, met ander woorde die consumerism, Soveel opsies. Ek bly eerder by die huis en kyk net hoekom want daai ou kan vir my 'n beter boodskap gee. So hoor julle hoe skew is daai redenasie van plaas van hy preek, my dominee preek nie so goed soos daai ou nie. So ek luister eerder vir hom want dit help in 'n geval nie meer ek gaan kerk toe nie want ek kry niks daar uit nie. Verstaan waar ek dink as dit kom by kerk wees moet die hele ding omgegooi word en dan moet gesê word maar dit gaan ook nie eens oor jou as jy sê ek gaan kerk toe nie. En dit gaan nie oor wat jy daar uit kry nie want dan gaan jy net om te ontvang en jy gaan nie om te gee nie. En dis so 'n lyn wat ons baie gebruik van die ou wat sê ek het nie vandag van die worship gehou nie en dan sê die dominee wel ek's bly want ons het jou nie geworship nie. So verstaan want dit gaan oor God. Dit gaan oor God se verheerliking. Dit gaan ek bedoel en vir die eerste ding, jy weet baie van die jong mense vra, maar dis vir my is dit 'n Bybeliese konsep dat ons met kerk toe gaan. Absoluut. Ek bedoel, hoekom is Christene so teen kerk gaan as Jesus so vir dit is? Ja. Verstaan? Ek verstaan dit nie. Hy kom vestig sy kerk. En dis hoekom ons bash ons eie tradisies. Ons bash ons eie want tradisies. Ons weet dis wat Jesus wil hê. Kerk is nie meer relevant nie. Is super relevant. Ja, dis reg belangrik. Ja, want die ander ding om presies daai te sê is meeste van die aanvalle wat ons baie keer ervaar in die gesprekke en in die kringe waarbinne ons beweeg, is van medegelowiges. Dis mense wat my belydenis deel, maar hulle bash die kerk gaan ding en hulle bash die sakramente of wat ook al dit dalk mag wees. En dit lei tot confusion. Verstaan want jy is veronderstel om dit op te bou. Is jy nie met ondersteun. Vra nou die vraag, né? Wat is regtig soos oplossings tot hierdie issue van kerk gaan? Begin dit by die ouers. Ek bedoel ouers het baie invloed in 'n jong mens se lewe om te sê hoor is op my kind, jy gaan nou saam met my kerk toe gaan. Dit is super belangrik. Wat is oplossings wat ons kan, jy weet, neersit en as jy ook kan dink asseblief kom in. Wat is die oplossings? Wel, ek dink een van die goeters wat ons regtig baie meer op moet fokus of net vir mekaar moet noem is ons is eintlik besig om 'n paar myths hierso te debunk want ons sê vir mekaar dat die Christen wil alles van die Christelike geloof wil hy bash of tradisies wil hy bash of kerk toe gaan wil hy bash, maar dis 'n Bybelse beginsel. Jesus is vir dit. So dan is my vraag, maar hoekom is jy dan nog 'n gelowige? Want in alrede is dat ek is nog 'n gelowige want ek wil hemel toe gaan. Ja, so dit gaan eintlik nog steeds net oor as ek hou net eintlik die agterdeur oop want ek wil kan hemel toe gaan, maar ek hou nie van die res van die goed nie. So ek wil hemel toe gaan, maar moenie vir my sê ek moet hierdie en hierdie goed doen nie want dan gaan ek dit doen nie. Ek by 'n buffet ete. Daar's ertjies en alle maar ek wil net hierdie doen nie. En dit werk ongelukkig nie so nie. Jy kan nie pick and choose wat trek jy vir jouself aan en wat los jy uit nie want en ek dink om terug te kom by daai Bybelse beginsel is disippelskap om agter Jesus aan te loop kos jou iets. Ja. Nee, dit beteken om te sterf van jouself en jou kruis op te neem en om te volg. En wat ek wil in plaas van wat hy wil. Ja, kan jou alles en dit is jou lewe. Ja, en ons moet juist daai ding omdraai om te sê ek kom kerk toe om in te bou in jou lewe. En jy bou in my lewe en daarom is dit hierdie wissel vallige wederwysige verhouding tussen ek en my broers en susters in Christus. En ons is veronderstel om mekaar op te bou, nie af te breek nie. Ja. So daarom is ook eintlik vra soos as jy gelowige is, sit die spies weg. Verstaan soos ons is hier vir mekaar want ons het genoeg bashing en daai goed van mense wat nie in ons tradisies glo en daai tipe goedie. So ja, wat nie gelowig is. Ja, so imagine as ouers weer positief raak oor kerk. Ja. Wat gaan begin gebeur met kids, jy weet? Kyk wat vir my baie interessant is daaroor en
om die sessie af te sluit, want Ja. ek dink daar kan nog As baie ons gesê reg, ja. word, dat ons dalk nog 'n sessie hier moet doen. Dink ons En nie. en comment asseblief, maar wat jou gedagtes is wat ons nog sessies oor kan maak. Maar ek dink die om regtig by die core uit te kom is om te sê dat in alles anders in ons lewe is daar 'n ding van ek moet gedissiplineerd wees in my huiswerk of in my swattings of in my werk. Ek moet gedissiplineerd wees in my gesondheid, in my oefening en alles. Ek moet gedissiplineerd wees in elke aspek van die wêreld. Maar ons sê vir ons kinders, jy hoef nie gedissiplineerd te wees as dit kom by geestelike dissipline. Ja, ek het nou net daag So ouers sê jy moet skool toe gaan want jou toekoms en jou education Ja. is vir jou belangrik. Maar jy hoef nie kerk toe te gaan nie want dit is want jy solank jy net glo dan is jy fyn. Maar dit wat daar gebeur en hoe jy die pad stap vorentoe word bepaal deur hoe baie jy dit doen. En dan kom ons Ja. op 'n plek waar ons maar net sê ag weet jy wat jy met alles in jou lewe is ek streng met jou oor 'n ouer byvoorbeeld, maar ek is nie streng oor kerk toe gaan nie. Of ek is nie streng oor geestelike dissiplines nie. En Maar die kan ironie dit is vir homself kies. hy kan vir homself kies. Nou, maar hoekom kies jy nou nie as ouer dat jou kind self kan skool toe gaan of nie? Want hy gaan elke dag by die huis bly. So hy het nie daar 'n keuse nie. Ja. Maar in geloof, dan het hy nou 'n keuse, want ek wil dit nie op afdwing nie of wat ook al. Hoekom dwing jy nou nie huiswerk op hom afdwing? Verstaan jy? Dis net 'n redenasie van dat ons moet regtig meer begin ferm wees in wat die woord sê. En ek kan nie kies om sekere van die goeters te gehoorsaam en ander van die goed nie te gehoorsaam nie. En ek dink dis 'n groot probleem met ons samelewing vandag. Dankie julle. Daarmee wil ons wrap en net vir julle vra like, share en subscribe by ons channel. Julle kan Revolusie merch kry. Bel ons vir merchandise. Ja, en as jy gesubscribe het, klik asseblief op die notification bell en ja, deel hierdie video so ver en wyd as moontlik. Dankie julle. Wow, dit was cool. Dit was baie cool. Dis goed.